Goeiemôre familie, dit is vir my so goed om vanoggend op hierdie manier saam te kan wees. Dankie dat jy vanoggend inskakel. Nou as jy die afgelope week saam met ons gereis het, sal jy weet, ons het gesels oor toe God ingegryp het. Ons het gesien dat in 'n wêreld wat vasgevang is in duisternis, het God nie gewag vir die regte omstandighede om in te gryp nie, maar hy het die lig laat deurbreek op sy tyd. En die stilte van die eeue is gebreek toe God weer begin praat het. Onmisbaar en met 'n doel. Redding is hier. Hy het iets nuut begin en deur Jesus word mense nuut gemaak. Sonde, skuld, gebrokenheid, dit verloor. Hulle finale sê en 'n nuwe toekoms word moontlik. Die uiteinde van die situasie is dat die duisternis nie wen nie. Die stilte is gebreek. 'n Nuwe begin het aangebreek want God het ingegryp. Dankie tog daarvoor. En vanoggend se preektema is uit hierdie oordeenkings gebore. Die tema vanoggend is waarom Jesus alles verander. Nou familie, die evangelie begin nie by wat ons gaan verander nie. Nee, dit begin by wie gekom het. Jesus het nie net 'n nuwe hoofstuk kom skryf in ons as sy mense se lewens nie, maar hy het die hele storie kom omkeer. En sonder Jesus bly alles dieselfde. Sonde, seer, gebrokenheid, onvergifnis, harde harte, min empatie vir mekaar, om te steel, verwoesting, moord, alles bly. Maar met Jesus verander alles. En ek wil vanoggend 4 waarhede met jou deel oor waarom Jesus werklik alles verander. En my gebed vanoggend is dat jy vanoggend na hierdie boodskap werklik opnuut dankbaar sal wees vir Jesus. Die eerste punt wat ek wil maak vanoggend, die eerste groot waarheid is, sonder Jesus sou ons skeiding van God bly staan. Nou Paulus, een van ons geloofshelde, wie se lewe radikaal verander is deur Jesus, ons sien in Handelinge 9, skryf vir ons in Romeine 3 vers 23 tot 24 die volgende. Hy sê: Ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons kant af. Familie, Paulus maak hier geen uitsonderings nie. Die woord almal beteken elkeen, godsdienstig of nie, moreel of gebroke, 'n Jood of 'n heiden in die konteks waarin hy skryf, is vol sonde. En waarop Paulus ook wil klem plaas, is die feit dat sonde nie net verkeerde dade is nie. Dis 'n verkeerde posisie voor God. Dit beteken om jou lewe los te leef van God se gesag af. En sonde is nie iets wat net ander mense doen nie. Dit is ons as die menslike toestand. Ons is vol sonde. En die kern van sonde is nie wat dit aan ons doen nie, maar wat dit van God ontneem. Die woord beroof dui op 'n voortdurende toestand. Ons mis God se heerlikheid konstant. Sy standaard mis ons, sy doel vir ons lewe. As gevolg van sonde weerspieël ons nie meer wie God is nie. En dit is die toestand van ons as mens. Ons is eintlik in die grootste moeilikheid wat daar kan wees. Ons sit vasgevang in 'n skuld wat ons letterlik nie self kan betaal nie. Maar gelukkig is dit nie die einde nie. Want Paulus kom met goeie nuus. Hy sê vir ons, maar nou, hier is dit, spreek God ons vry in sy genade op grond van die verlossing van Christus Jesus. En dit gebeur sonder enige verdienste van ons kant af. En familie, hier is groot, hierdie verander alles, want God het nie by ons mislukking bly staan nie, maar waar die mens geval het, daar tree God in. En hier begin die evangelie, met 'n goddelike ingryping. God verklaar ons nou regverdig. Nie omdat ons onskuldig is nie, nee, maar omdat die skuld vir ons betaal is, en dit familie is net genade. En genade in hierdie konteks beteken iets wat jy nie verdien nie en nooit kan terugbetaal nie. Ek wil iets hier baie duidelik maak vanoggend. Dit is nie God wat sonde ignoreer nie. Ons sien baie duidelik, maar dit is God wat ons sonde kom hanteer.
Ons word nie vrygespreek omdat ons goed is nie, maar omdat God genadig is. En Paulus sluit alle selfregverdiging uit. Geen prestasie, geen goeie werke, geen godsdienstige reputasie dra by hierdie genade nie. Dit is 100% net God se genade. En dit laat dus geen ruimte vir ons trots nie, maar slegs spasie vir dankbaarheid, vir oorgawe. So Romeine 3 sê vir ons, waar ons staan. Ons het almal gesondig. Ons het God se heerlikheid totaal en al misgeloop. Maar tog, die goeie nuus, spreek God ons vry, nie omdat ons beter geword het nie, maar omdat Jesus die finale prys kom betaal het. En lank voor Paulus dit verduidelik het Jesaja reeds hierdie prentjie geskilder van hoe God dit sou kom doen. Jesaja sê, almal van ons het weggedwaal soos 'n klomp skape. Ons het ons eie pad gevolg. En toe het die Here ons almal se skuld en sondes op hom laat neerkom. Dis Jesaja 53 vers 6. Familie, God spreek ons vry, omdat hy ons skuld op Jesus geblaas het. En daarom is genade nie goedkoop nie. Ons sonde word ook nie erken nie. Dit word gedra deur Jesus. Romeine 3 vertel ons dat ons vrygespreek word, maar Jesaja 53 wys ons wie die vryspraak kom dra. En daardie iemand is Jesus. Jesus doen wat ons nooit sal kan doen nie. Ons kan probeer op ons eie, maar geen hoeveelheid selfverbetering kan die skeiding ooit oplos nie. Die skeiding bly staan. As God moes kies om net die sonde te ignoreer, sou die skeiding vir altyd bly staan. As hy ons net sou straf, sou ons verlore bly, maar hy doen dit nie. Hy stuur vir Jesus. Ons het elkeen vandag toegang tot Jesus. Moenie langer die keuse bly uitstel nie. Kies hom vandag. Kies om vandag sy genade te ontvang. Familie, dis groot. Dis die goeie nuus. En ons het gesien dat ons almal sondaars is nou. En almal kom, en Jesus kom om ons almal se skuld te betaal. 'n Skuld wat ons nooit self kan dra nie. En dit is genade. Maar dit bring ons by 'n diep waarheid wat die evangelie vir ons uitwys. Jesus laat ons sien wie God eintlik is. En dit is nie 'n godsbeeld met net een kant van die muntstuk nie. In Jesus staan liefde en heiligheid saam in een persoon. En dit is die tweede groot waarheid vanoggend. Dat Jesus wys ons wie God eintlik is. Liefde en heiligheid in een persoon. Familie, ons lees in Hebreërs 1 vers 3 die volgende. Die seun weerkaats God se heerlikheid. En hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van sondes te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem. Die God so vol majesteit wat in die hemel woon. Familie, wat sien ons hier? Hebreërs 1 vers 3 leer ons dat Jesus die sigbare openbaring van God self is. Hy straal God se heerlikheid uit en is nie net bloot 'n weerspieëling van God se heerlikheid nie, maar ook die presiese wese van wie God is, in karakter, in heiligheid en in liefde. Hy is terselfdertyd die een wat deur sy magte woord die hele skepping voortdurend onderhou. Wat wys dat hy volle gesag oor ons en sy skepping het. En tog is hierdie seun ook die een wat gesterf het om ons werklik van sondig te reinig. En omdat sy verlossingswerk volkome afgehandel is hy verhewe bo almal. En sit hy aan die regterhand van God, en hy het die posisie van die hoogste eer, van die hoogste gesag en heerskappy by God self. En wat beteken dit vir ons vandag? Dit is belangrik vir ons, omdat ons in 'n tyd leef, waar God dikwels verklein word, waar hy dikwels verdraai word in hierdie de mekaar wêreld, of selfs vervang word. Maar Hebreërs 1 vers 3 trek 'n baie duidelike lyn. As jy wil weet wie God is, kyk na Jesus. Nie na jou eie gevoelens nie, nie na jou kultuur nie, nie na jou trauma nie, nie na jou eie opinie nie. Hy is nie 'n weergawe van God wat by ons pas nie. Hy is ten volle God. En dit beteken ons kan nie 'n God van net liefde sonder heiligheid hê nie.
en ook nie 'n God van net oordeel sonder genade nie. In Jesus sien ons albei saam. En verder herinner hierdie vers ons dat die wêreld nie rondom mensekrag of politieke mag gedraai is nie. Nee. Jesus hou alles in stand deur sy woord. Ook wanneer dinge buite beheer voel. Dit sny deur ons angs, dit sny deur ons vrees en ons besef die een wat die heelal dra ook ons lewens. En dan die kruis. Dit sê vir ons dat sonde werklik ernstig is. So ernstig dat dit die dood gekos het. Maar ook dat genade werklik is, want die prys is betaal. Jy hoef nie jou verlede te ontken of jou skuld te rasionaliseer nie, familie. Dit is reeds gedra en dit is reeds afgehandel. En daarom sit Jesus aan die regterhand van God en dit sê vir ons die werk is klaar. Dis voltooi, dis volbring. Vir ons beteken dit om te dien vandag in plaas daarvan om ons prestasie na te jaag. Dit is gehoorsaamheid wat vloei uit 'n diep dankbaarheid en 'n lewe wat gevorm word rondom wie hy is, nie rondom wie ons dink God behoort te wees nie. En dit bring ons by 'n kernwaarheid vanoggend, familie. Die evangelie eindig nie by jou sondes is vergewe nie. Dit beweeg na die dood het nie die laaste sê nie. Die een wat gesterf het om ons te reinig, Jesus, leef nou om te regeer. En dit verander alles, familie, nie net eendag nie, maar vir nou, terwyl ons nog op aarde is. En omdat Jesus opgestaan het, leef ons nie net met skuld wat weggevat is nie, maar met 'n hoop, 'n aktiewe hoop. Hoop dat God reeds besig is om die wêreld te herstel en hoop dat hy begin het. Hy sal voltooi. Die opstanding is God se ja oor Jesus se lewe en sy kruisdood en oor die nuwe skepping wat kom. En dit bring my by die derde waarheid vanoggend. Die opstanding bring hoop vir nou en vir die nuwe skepping. In Romeine 8 sien ons iets baie interessant. Paulus skryf oor wat gebeur met mense wat in Jesus is. Hy skryf vir ons in hoofstuk 8 vers 10 tot 11. As Christus in julle lewe, is julle liggame wel nog as gevolg van die sonde aan die dood onderhewig. Maar julle gees leef omdat julle saak met God reggemaak is. Omdat die gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus is uit die dood opgewek het ook julle dooie liggame weer lewendig maak deur dieselfde gees wat in julle woon. Paulus praat hier, familie, van 'n groot werklikheid. Christus leef in die gelowige deur wat? Deur die Heilige Gees. En om Jesus te volg, om 'n Christen te wees, is nie net bloot om hom te volg nie, maar om te besef ons is een met hom. Die feit van die saak is, Jesus is nie los van ons nie. Hy is in ons deur sy Gees. En Paulus is eerlik oor die realiteit dat terwyl ons nog vol sonde is, ons liggaam steeds gaan swaar kry. Ons gaan nog siek word. Ons word ouer, ons word moeg. Ons almal gaan eendag sterf. Maar dan sê Paulus iets radikaals. Al gaan jou liggaam dood, leef jou gees reeds. Jy wag nie eers om eendag lewendig te word nie. As Jesus in jou is, het jy die nuwe lewe en het die nuwe lewe reeds begin. En Paulus probeer ons as die leser bewus maak dat ons identiteit lê in wie in ons woon. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in ons. So familie, dit moet vanoggend vir ons baie hoop gee. God se plan stop nie by jou siel nie. Hy gaan ook jou liggaam opwek. Wat gebreek is, word nie weggegooi nie, maar dit word herstel. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy leef vandag reeds. Jy is nuut gemaak. Al voel jy broos, al voel jy seer, al voel jy mismoedig, al het die lewe jou al raak gery met verskillende uitdagings van alle soorte. Jy leef en jy sal eendag volkome bly leef omdat God in jou woon. En as ons vandag besef dat God se opstanding in ons woon, dan aktiveer dit die koningsryk missie binne ons. Die kerk is nie net 'n gebou of 'n instansie nie. Familie, ons is die kerk.
En ons het 'n missie om God se liefde, sy geregtigheid en sy boodskap van verlossing te bring waar mense nog verlore en gebroken leef. En dit is die vierde waarheid wat ons vanoggend sien, dat Jesus aktiveer die koninkryk, die kerk en die nuwe missie. In Matteus 28 vers 18 tot 20 staan Jesus voor sy disippels. Dis nou net na sy opstanding en hy gee vir hulle hierdie nuwe missie. Lees saam met my, wat sê hy? Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels: God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle oorgedra het. En weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldsgeskiedenis. Familie, hierdie woorde word uitgespreek net na die opstanding. Jesus praat nie meer as die lydende Messias nie. Hy het opgestaan. Hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. En hier verskyn hy aan sy disippels. En die opstanding is die bevestiging dat sy werk waarlik voltooi is. En hierdie teks is nie net 'n opdrag nie, dit is 'n openbaring van wie Jesus nou is en hoe God se koninkryk in die wêreld moet lyk. Hoe sy woord moet voortgaan. Jesus kom in Matteus 28 en hy wys vir ons dat die nuwe missie van die kerk nie begin by ons eie planne of ons eie entoesiasme nie. Nee, dit begin by Jesus se heerskappy. Na sy opstanding kom hy nader en hy verklaar dat alle mag in die hemel en op aarde aan wie behoort? Aan hom. En daarom gee hy die opdrag, daarom stuur hy nou sy disippels die wêreld in. Die opdrag is nie net bloot om te gaan of mense bymekaar te maak nie, maar om disippels te vorm. Mense wat hul lewe onder Jesus se gesag plaas. Wat gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en wat leer om in gehoorsaamheid te leef. En dit beteken vanoggend vir ons, die koninkryk word sigbaar, waar gewone mense se lewens gevorm word deur Jesus se woorde en sy voorbeeld. En dan die belofte wat alles so mooi vir my saambind. Hy stuur ons nie alleen nie. Jesus is deur die Gees in ons teenwoordig en saam ons in elke tree, in elke gesprek, in elke daad, tot aan die einde van die wêreld. En hierdie missie pak ons nie op ons eie krag aan nie, saam met Jesus. Dit is ons missie, dit is ons opdrag. En een wat ons daagliks, familie, met 'n groot verantwoordelikheid moet opneem en moet uitleef, want dit is wat Jesus van ons verwag. Hy verwag van ons om hierdie missie op te neem en sy koninkryk hier op aarde te bou. So familie, vandag het ons dit duidelik gesien. In hierdie 4 waarhede dat sonder Jesus sou die skeiding bly staan, maar met Jesus word die skuld betaal. Ons is nie net gered omdat ons dit verdien het nie, maar omdat genade ingegryp het. In Jesus sien ons wie God werklik is, 'n God waarin liefde en heiligheid een word. Die kruis sê dat sonde is ernstig. Genade is baie sterker. Die opstanding sê die dood het nie die laaste sê nie. En ek wil vandag vir jou sê, jy leef reeds. Al voel jy dalk dat jy in 'n gat vasgevang is en jy weet nie hoe jy daar gaan uitkom nie. Want een ding is vandag verseker, dieselfde Gees wat Jesus opgewek het, woon in jou. En dit kan nie by ons bly nie. Hierdie goeie nuus stuur ons vandag uit. Die koninkryk word sigbaar deur gewone mense met 'n buitengewone God. Familie, ons is die kerk. Ons dra die hoop. Ons leef die nuwe missie uit. Jesus regeer. Jesus is in ons, hy's by ons en daarom gaan ons uitgaan. Nie uit plig nie, maar uit oortuiging. Nie in ons eie krag nie, maar deur sy leiding van sy Gees. Kies hom vandag, omdat sy genade groot is. Ontvang dit en leef as iemand wat weet die storie is nog lank nie verby nie en dat Jesus werklik alles verander. Nou familie, miskien staan jy vandag, miskien sit jy vandag terwyl jy na hierdie boodskap luister. Maar ek wil vanoggend vir jou 'n geleentheid gee.
Ek wil vanoggend vir jou 'n geleentheid skep om werklik vanoggend Jesus te kies. Miskien het jy verlang ver van hom gelewe. Miskien voel jy jou sonde is te groot. Familie, hier is vanoggend vir jou 'n oomblik. Hier is vanoggend vir jou 'n oomblik om werklik weer jou lewe oor te gee aan die lewende God. Miskien het jy gevoel jou foute is te veel. Jy sal nooit ooit weer voor Jesus kan staan nie. Hy sê jy nooit ooit kan vergewe nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy sal. Al wat hy vandag vra, is 'n eerlike, opregte oorgawe aan hom. Miskien het die lewe jou al so afgemat gemaak. Jy luister vandag na hierdie boodskap, maar jy voel dit kan nie wees nie. Familie, ek wil vandag vir julle goeie nuus gee. Dit kan wees. As jy vandag ja sê vir Jesus. So familie, net of waar jy is, ek wil vandag vir spesiaal vir jou 'n gebed doen. Jy wat vandag voel, dis tyd. Dis weer tyd om terug te kom huis toe. Dis weer tyd om jou saak reg te stel met die Here. Wil ek vanoggend saam met jou bid. Net of waar jy is, sluit jou oë en bid hierdie saam met my. Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek weggedwaal het. Ek is jammer dat ek verkeerde keuses gemaak het. Ek is jammer dat ek partykeer nog steeds U nie kies wanneer ek weet ek moet nie. Maar Vader, vandag wil ek U kies. Vandag wil ek ja sê vir U. Want U is my God. Ek wil vanoggend U genade ontvang. Ek wil vanoggend my lewe oorgee aan 'n lewende God. En ek wil vandag my saak weer regstel met U, sodat ek vir altyd saam met U kan wees. In Jesus naam. Amen. Familie, as jy vandag ja wil sê vir Jesus, wil ons graag saam met jou op pad stap. Ons wil graag hierdie oomblik saam met jou inneem en daar wees vir jou. So as dit vandag jy is, wil jy net vir ons 'n e-pos stuur na javir.beleef.org.za. Hierdie e-pos sal ook op die skerm verskyn onder in hierdie video se opskrif wees. Ons wil graag saam met jou op pad stap. As jy vandag wil ja sê vir Jesus, wil ek vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. Ons as Beleefspan is hier om saam met jou te stap. Familie, mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Dankie dat jy vandag geluister het. Deel hierdie boodskap met iemand en mag jy werklik in hierdie feesseisoen tyd maak om stil te staan by jou familie en wees veilig as jy reis. Sien jou weer in die nuwe jaar.